Ek gesels met jou vanoggend oor een rede, die belangrikste rede, hoekom God mense gemaak het. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is vir my lekker, dit is vir my 'n groot voorreg om jou vanoggend te kan groet op hierdie maandagmôre. Ek gesels met jou vanoggend oor hierdie gedagte. Hoekom het God mense gemaak? Want jy weet, ek het tot 'n slotsom gekom op hierdie vraag. Hoekom God wit mense en swart mense en Jamaicans en Chinese en maar net almal van ons gemaak het? Want ek gesels met jou vanoggend oor hierdie gedagte. Hoekom het God mense gemaak? Het God mense gemaak om mekaar te voer, om kos te maak vir mekaar? Boere maak boerewors en biltong en die Indiërs man lekker samosas, die Khoisans, hulle maak mos die lekker biryani en die lekker vis, die Italianers om pizzas en pastas te maak, die Amerikaners hamburgers, en die Jamaicans, vier warm hoender, en die Tswanas natuurlik die lekker pap en marog. Of het God mense gemaak om goed uit te vind en tegnologies te ontwikkel tot aan die hemelse voorportaal? Huise en karre, rekenaars, selfone, wapens, huisware, ensovoorts. Of het God mense gemaak om vir status, en gesag en presidenteskap en onderwysers te wees en predikante en bestuurders en baase en ander om ondergeskik aan hulle te wees, leerlinge te wees en natuurlik in die uiterste gevalle hulle slawe te wees? Hoekom het God mense gemaak? Kom ek haal gou julle 'n bietjie uit die vraagtekens uit en kom ek vat julle na die antwoord. En ons is vanmôre weer eens in die woord van die Here. Handelinge 17 vers 26 tot 28. En hy, God, het uit een bloed, sê Paulus, al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl God vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is God nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, sê Paulus, want ons is ook sy geslag. Hoekom het God mense gemaak? Vers 27, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Die mens se primêre doel op hierdie aarde is om sy Skepper God te soek. Paulus gee geen ander rede nie. Alhoewel God in Genesis mos nou gesê het wat God gesê het, maar daardie woordjie soek beteken aanbid, maar dit beteken om rond te gaan, om te begeer, om te streef, om navraag te doen oor God, asof God homself in 'n mate wegsteek, om te leer en tot begrip van God te kom. Dis wat die woordjie soek beteken. Dit is God se begeerte en die mens se primêre skepingsdoel, dat sy skepsele hom sal aanbid. 'n begeerte en 'n strewe in 'n mens se binnekant te hê om rond te gaan en elke moontlike pad sal kies totdat die mens sal kom by hom wat ons gemaak het, dat die mens se begeerte sal wees om tot kennis van God en sy wil en tot sy seën vir ons lewe sal kom. Jy weet, in die Bybel is daar duidelike voorbeelde van hoe die mens God gesoek het. Jakob, onthou julle, Genesis 32, hy lê met sy kop op 'n klip en in 'n gesig sien hy 'n leer na die hemel en die proses, jy weet, in hierdie proses van die gesig raak hy aan worstel met God en omdat hy soekend is na God en sy wil en sy seën, sê hy, ek sal u nie los totdat u my seën nie. Ja man, dit was God se bedoeling. Dis hoekom God die mens gemaak het, om jou seëninge van God te soek, nêrens anders nie. Job in sy ellende sê die volgende, daar in Job 23 vers 3 tot 6. Hy sê, ag,
as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit, daardie worsteling wat hy in sy binnekant het, en my mond met bewyse vul, en ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord, en verstaan wat hy in my sou sê. Sou hy met oormag teen my stry, vra Job, hy sê nee, maar hy, God, sou ag op my gee. Dan sê hy verder, daar in vers 8, hy sê, kyk, ek gaan na die ooste toe, en hy is nie daar nie. Ek gaan na die weste toe, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Is dit nie mooi nie? Sy weg het ek bewaar, sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Ja man, dis hoekom God jou gemaak het, om in beproewing te soek na jou God, om jou saak soos Job voor God te stel, en 'n antwoord van sy mond te pleit en te weet, God gaan nie met my stry nie, maar my met begrip aanhoor. En ja, uit Job se belewenis te vind, in sy soeke na God, dat daar tye en beproewinge is waar jy voel God is nêrens te vind nie. Maar soos Paulus in Handelinge 17 sê, God is nie ver van ons, al is ons soos Job in beproewing, soos hy sê daar in Romeine 8 vers 35, hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Is dit verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, dood, lewe, nee, engele, owerhede, magte, teenwoordig of toekomende dinge, hoogte, diepte, of enige ander skepsel, sal dit ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is? Nee. En soos God beloof in Handelinge 17, dat in jou soeke jy God dalk net gaan aanraak en vind, het Job God toe gevind, toe hy gesê het in Job 42 vers 5, nou het my oog u gesien. Dawid het tot hierdie konklusie gekom in sy soeke, in sy wandel en in sy studie van God, dat God oral is, en as jy God soek, dit waarvoor jy geskape is, dan sal jy God vind. Psalm 139 vers 7, waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Vra vir Jona. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Paulus sê in Romeine 1 vers 19, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar, want sy onsigbare dinge, God se onsigbaarheid kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Geen mens sal ooit kan sê ek het gesoek en God nie gevind nie, of ek weet nie waarom God te soek nie, want die hele skepping skreeu dit uit, hier is ek, die groot ek is. Nie verniet moedig Jesus ons mos aan daar in Matteus 7 vers 7, bid en ontvang, soek, en jy sal vind, klop, vir jou sal oopgemaak word nie. Vers 11 sê, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader in die hemel goeie dinge gee aan die wat hom bid nie. Die wat soek sal God vind, want God is tot sy skepsele toegewy om hom te laat vind as die mens hom net sal soek. Saggeus klim daar in 'n boom en sy soeke na God en hy vind hom. Markus 10 vers 46, die blinde Bartimeus, nee. Hy soek na die seun van God en hy roep uit, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig, en Jesus laat hom vind en Jesus vra, wat moet ek vir jou doen? En hy sê, Rabboni, dat ek mag sien, en Jesus raak hom aan. Hy vind Jesus. In Egipte gaan die volk van die Here onder slawerny gebukkend, nee, en vir jare soek hulle God.
Soms was dit asof God nie gehoor het nie. En God ontmoet met Moses en stuur hom om die Hebreërs te gaan verlos, soos God gehoor en geantwoord het toe die mensdom gesoek het na hulle God en sy seun Jesus Christus gestuur het. En die heidene, toe hulle God gesoek het, gehoor het en hulle hom laat vind het deur Paulus. Ek wil hê jy moet weet, dat God nie Chinese en Japaneese en Afrikaners en Amerikaners en Jamaicans gemaak het nie. God het mense gemaak. En nie een mens of een groep was ondergeskik of minderwaardig deur God geplaas in hulle bepaalde omgewing en grensvaststellings nie. Nee. Maar God het die mens gemaak. Dis hoekom God die mens gemaak het, om hom te soek. Hoor jy wat sê Jesaja 55 vers 6 en ek wil jou wegstuur hierdie week met hierdie skrif en nog 2 of 3 woorde. Hy sê soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. As die profeet dit sê, dan moet die mens verstaan dat daar 'n dag sal kom wat God hom nie meer sal laat vind nie. Gebruik hierdie dag om God, jou skepper en jou verlosser en jou hemelse Vader te soek. Blessings vir hierdie week wat voorlê. Tot ons Woensdag weer uit God se woord gesels.